Goeiemôre. Dit is waarlik Woensdag 18 Maart 2026. Ek is Estie Geldenhuys en dit is so 'n groot voorreg om weer hier in ons lieflike Sopnatuin te kan staan en met jou te kan deel wat koning Dawid vir ons nagelaat het uit Psalm 14. Dankie Vader. Ek bid dat U voor my uitgaan, dat U self deur die krag van U Gees die boodskap wat U hier vandag wil oordra, kom doen U dit self asseblief Vader. Dat U selfs in mense se harte dinge sal inpraat wat ek nie eers noem nie. Mag U Gees my vooruitgaan in die uitstuur van hierdie boodskap, dat U Heilige Gees self die boodskap sal oordra aan elkeen wat ooit sal waag om daarna te luister, en dat dit sal wees volgens U wil vir elkeen wat luister. Breek U dit vir elke individu oop volgens sy of haar verstaan en behoefte. Ek bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Psalm 14. Dawid sê dit is vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. En dan skryf hy: die dwaas sê in sy hart. Hoor mooi. Die dwaas sê in sy hart. Wil koning Dawid dalk met hierdie opmerking seker maak dat ons hom reg verstaan. Hy noem die een na wie hy verwys 'n dwaas. En dan spel hy nog boonop uit wat hierdie dwaas glo. Want die volgende woorde is: daar is geen God nie. En ten opsigte van hierdie dwaas voeg hy by: sleg, afskuwelik, maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Onder die dwaase en hulle optrede vind koning Dawid dus, daar is niemand wat goed doen nie. Onthou, in hoe die dwaas dink en praat, gee hy erkenning of regverdiging? Nee, gee hy geen erkenning of regverdiging teenoor ons Skepper nie. Niks nie. Tipies, volgens die eerlikheid van koning Dawid, herinner hy ons dan graag aan dit wat ons Skepper God in hierdie situasie sou beleef. Psalm 14 vers 2. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Die neersien in hierdie sin is nie om veragtelik neer te sien nie. Dit beteken net, hy kyk uit die hemel en hy sien. Ek glo dat hierdie gewaarwording van koning Dawid steeds vas staan. Ons Vader God ken alle mense wat hy geskep het. En hy weet voortdurend wat in die hart van elkeen aangaan. Daar's net mooi niks wat die mens vir hom kan wegsteek nie. Hierdie wete staan vandag steeds vas vir die ganse mensdom. Koning Dawid se slotsom oor die mensdom om hom was nie goed nie. Verse 3 en 4 gee 'n verduideliking daarvan. Vers 3. Hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Daarop roep hy letterlik uit in vers 4. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die wat my volk opeet asof hulle brood eet. Hulle roep die Here nie aan nie. Maar iets gebeur. Daar kom 'n verandering. Koning Dawid verduidelik nie hier wat gebeur het nie, maar die volgende opmerking laat ons besef iets het verander. Want vers 5 en 6 lees as volg: daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak, waarlik, die Here is sy toevlug.
Dit klink of die letterlike teenwoordigheid van die Almagtige hier die verandering gebring het. Ja, waarop dui die woorde toevlug? Dawid moes ingestorm het in die teenwoordigheid van die Almagtige, want dit is sy skuilplek. Stop gou jou kop. Die teenwoordigheid van die Almagtige het Satan in sy spore laat stop. Nie 'n wonderwerk of 'n reuse goddelike ingryping nie, nee, die blote teenwoordigheid van die Almagtige. Oorweeg die woorde. Daar het skrik hulle oorweldig. Want God is by die regverdige geslag. Besef ek en jy dat hierdie waarheid ook vir ons beskore is. Die teenwoordigheid van ons Skepper God in en om ons beskerm ons teen ons Vader se groot vyand Satan self. En let op die wonder daarin. Die Here is sy toevlug. Hy is ook vir my en jou ons enigste toevlug. Koning Dawid sluit die psalm af met hierdie goddelike versigtiging. Psalm 14 vers 7. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig. Israel sal bly wees. Die groot kwessie bly steeds. Is hierdie uitroepe van koning Dawid ook my en jou werklikheid? Dis goed om dit in die Bybel te lees. Dit is opbeurend om dit in die Bybel te lees. Maar is dit waarop ook ons geloof in die Almagtige gegrond is? Het ons dit al, hierdie dinge wat koning Dawid hier uitspreek, het ek en jy dit al so oorweeg, dat dit in elke situasie van ons lewe ons werklikheid is? Is dit waarop ook ons geloof in die Almagtige gegrond is? Word ons wandel in hom in stand gehou met ons volgehoue afhanklikheid daarvan om te leef in sy teenwoordigheid? Kan ek dit asseblief weer 'n keer vra? Word ons wandel in hom in stand gehou met ons volgehoue afhanklikheid daarvan om te leef in sy teenwoordigheid? Vader, help ons asseblief. Leer ons asseblief hoe gemaak om by daai plek te kom. Leer ons om te glo dat dit ook ons waarheid is, om te weet ons leef in u teenwoordigheid. Vader, leer ons asseblief, leer my om hierdie posisie van u werklik waaragtig te ontdek, en dat ek die keuse sal maak om vanuit u teenwoordigheid te leef. Leer ons, Vader, leer elkeen van ons individueel wat dit van my vra. Wat moet ek laat staan? Wat moet ek glo? Wat moet ek immer onthou, sodat ek kan leef in u teenwoordigheid. Gee ons die bewustheid en leer ons hoe om daar te kom, asseblief, Vader. Ons eer u en ons begeer, Here God, ek begeer om te leef in u teenwoordigheid. Halleluja. Amen.